Goeiemôre, welkom by vandag se oggenddiens. Dit is my gebed dat hierdie boodskap vandag vir jou 'n groot seën sal wees. Deur hierdie YouTube kanaal het God vir ons 'n geleentheid gegee om al meer as 10 miljoen kykers met ons Afrikaanse boodskappe te bereik. En ons glo, dis nog net die begin. Jy kan help om die woord van God verder te versprei deur hierdie boodskap te deel met vriende, familie wat jy weet vandag die woord van God nodig het. Besoek gerus raymondlomba.com vir meer video's, artikels en boeke wat jou in jou geloof kan versterk. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou lewe verryk in Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek is so dankbaar teenoor die Here dat ons hier kan saam wees in God se huis vanmôre. Vriende, die uurglas loop leeg van hierdie wêreld. Ek wil vir julle sê, ons moenie tyd mors om ons saak met die Here reg te hê nie, hoor. Die uurglas van hierdie wêreld is besig stadig maar seker om leeg te loop. Ons moet elke week benut om nader aan die Here te kom. Mag die Here ons help om al hoe nader in sy boesem te kom. Kom ons lees saam in Lukas hoofstuk 18. Ons is mos besig met 'n reis deur die boek, die Evangelie van Lukas. Terloops, ek bedoel Lukas en Handelinge is die enigste 2 boeke in die Nuwe Testament wat geskryf is deur 'n nie-Jood, maar deur 'n heiden. Hy was nie 'n Jood gewees nie. So hierdie boek en Handelinge is die enigste 2 boeke. Inteendeel wil ek sê, behalwe vir die Ou Testament, bykans as dit nie is dat die ganse Ou Testament, behalwe 1 of 2 vrae wat daar is alles geskrywe deur Jode. So ek wil net sê, dis 'n Joodse boek. Of jy nou daarvan hou of nie. Ek wil as die profete, as Abraham se na Moses was 'n Jood. Hy's 'n Israeliet. En so ek wil net sê, is dit nie wonderlik dat iemand in die wêreld vir ons die Bybel bewaar? Dis hoekom Paulus sê in Romeine 2, hy sê, wat is die voordeel van die Jood? Hy sê tog seker ten eerste dat die woorde van God aan hulle toevertrou was. As nie vir hulle was, het ek en jy nie 'n Bybel gehad nie. So baie dankbaar teenoor die Here vir hulle en dat ons 'n Bybel het. So kom ons lees. Vers 31 tot en met vers 34. En hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word. Want hy sal oorgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word en op hom sal gespieg word. Hulle sal hom in die gesig spieg. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak. En op die 3de dag sal hy opstaan. Maar hulle het niks hiervan begryp nie. En hierdie woord was vir hulle bedek. En hulle het nie verstaan wat gesê is nie. Mag die Here seën hierdie kosbare woord. Ek praat met jou oor wanneer ons nie verstaan nie. As baie dinge wat ons nie verstaan nie, wat die Here al gaande eers vir 'n mens oopbreek. Want Jesus voorspel sy lyde en hy praat oor dinge wat net nie vir hulle sin maak nie. Hulle verstaan dit net doeteenvoudig nie. Wanneer ons nie verstaan wat die Here vir ons probeer sê nie. Aan die ander kant, wanneer ons dink dat ons die skrifte ken en ons liderlik misgaan. Ek sal dit nou weldra vir julle wys. Terloops, hierdie woorde, hierdie spesifieke woorde vers 32 en 33 is die 3de lydingsgesprek sover in Lukas wat ek en jy op afkom. Ek het jou al 2 keer daar gehad. Die verse sê, Jesus sê,
Hy sal oorgelewer word aan die heidene, bespot, mishandel word en op hom sal gespieg word. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak en op die 3de dag sal hy opstaan. Maar as jy bietjie terugblaai na Lukas 9, sal jy sien in vers 44 en 45 Jesus se tweede lydingsrede was: bewaar hierdie woorde in julle ore. Hy sê hou dit in jou ore, want die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense. Maar hulle het hierdie woord nie verstaan nie. En dit was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie sou begryp nie. En hulle was bang om hom iets te vra oor hierdie woord. Daar was 'n vorige ene, nog steeds in Lukas 9, was die eerste lydingsrede, en dit is hier in verse, wat jy nou kan sien, 20 en tot 22. En hy sê vir hulle: maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Toe gee hy hulle 'n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. Want toe vertel hy vir hulle die woorde: die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die 3de dag opstaan. So hy het vertel hoe die Joodse leiers, die Joodse volk, die Joodse priesters en die heidene hom almal gaan verwerp. So by 3 geleenthede, ons is nou by die 3de ene hier in Lukas hoofstuk 18, sien ons waar Jesus praat oor iets wat binnekort gaan gebeur wat hulle net nie verstaan nie, al sê hy dit vir hulle verstaan dit nie. En dit is duidelik uit die skrifte dat Jesus se eie 12 disippels, die wat naby aan hom was, hulle het net die doel en die missie oor hoekom hy aarde toe gekom het op hierdie stadium nog verstaan van hulle lewe nie. They just can't get it. Want ek sê vir jou sê hoekom. Hulle het 'n ander verwagting gehad oor hierdie Jesus. Hulle het 'n ander verwagting gekoester oor die Christus. Hulle het gedink hy gaan 'n koninkryk oprig. En hulle gaan saam met hom regeer in sy koninkryk. Want hy staan 'n koning. Hulle het gedink hy is die Messias, hy kom uit die geslag van Dawid, wat beteken hy gaan mos 'n koning wees en hulle gaan eendag saam met hom. Hy praat dan van sy koninkryk kort. En julle gaan saam met my koninkryk sit. So in hulle gedagtes, hier kom 'n koninkryk en ons gaan in die koninkryk van die Here saam met hom wees. Want hy staan nou die Messias, hy staan nou die Christus, hy kom uit die geslag van Dawid, die koninklike linie. So dan moet hy mos 'n koning wees. Maar nou kom hy kort en hy praat oor lyding en geeseling en bespotting en dan gaan op hom spieg en uiteindelik die dood, hulle gaan hom doodmaak, maar hy sal op die 3de dag opstaan. Hulle verstaan dit nie. Wat beteken dit alles? Nou die Bybel sê, hulle het dit duidelik nie verstaan nie, maar hulle was bang om hom daaroor uit te vra. Nou die rede waarom hulle bang was om uit te vra, weet ek nie. Weet nie, ek het baie gedagtes oor dit, maar ek het nie 'n antwoord, watter ene was, is die korrekte een nie. Want hulle het 'n Bybel, hulle het die hele Ou Testament, van Genesis tot Maleagi, so hulle het 'n Bybel, maar hulle oë is gesluier. Hulle lees die skrifte, maar hulle verstaan nie wat hulle lees nie. Hulle sien in die Bybel 'n koning, want hy kom uit die geslag van Dawid in die profeseë. En in Jesaja 53 sien hulle dan die een wat ly. Nou hoe kan die koning ly? Jy is ons of 'n koning of jy's 'n dienstig en jy ly. Want daar staan in hoofstuk 52 Jesaja vers 13, kyk my knegg. Die Bybel noem hom 'n knegg. En dan staan daar in hoofstuk 53 vers 2, hy spruit soos 'n wortel uit droë grond, hy het geen gestalte dat ons hom sal wil volg nie. Hy het geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, deur mense verlaat, 'n man van smarte.
Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, hy is verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring op. Nou, hierdie dui alles, hy is saam met die oortreders getel. Sy siel is uitgestort in die dood. Hy was saam met die oortreders getel. Nou, dit maak ons nou nie sin nie. Hoe kan jy koning wees en hoe kan jy terselfdertyd deur hierdie vreeslike lyding gaan? So hulle begryp nie. Ek bedoel, hulle het 'n Bybel, hulle het skrifte, maar hulle verstaan nie wat hulle lees in die Bybel nie. Ek moet jou terugneem. 'n hele entjie terug in God se woord. Ek wil jou neem na die begin toe. Om te verstaan wat werklik hier gebeur, het ek en jy nodig om deur die skrifte te gaan. Want as ek en jy net deur die skrifte kan gaan, sal ons 'n baie beter verstaan hê van wat hier gebeur het. Wat was verborge dan in die Ou Testament? Wat was dan nou so anders? Wel, kom ons begin net gou voor. Waar is voor? Voor is in die tuin van Eden. Wat het in die tuin van Eden gebeur? In die tuin van Eden het Adam en Eva in sonde verval. En so, toe dit gebeur het, toe gee die Here 'n profesie. Belofte met 'n profesie. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal die kop vermorsel en jy sal hom met die hakskeen byt. Nou, ek en jy ken dit as die moederbelofte. Daar is nie 'n vertaling vir dit nie. Ek het al baie gaan kyk. Daar is nie vir my 'n vertaling wat so sinvol is soos hierdie pragtige woord in Afrikaans, die moederbelofte. Die moeder van alle beloftes. Dit skenk geboorte aan al die ander. En dit word nogal deur God gegee. En die moederbelofte het te doen dat uit dit uit is daar baie beloftes wat en profeseë wat gaan voortvloei wat eendag vervul sal word. En hierdie persoon wat die Bybel noem hom uit die saad van die vrou. So iemand gaan eendag gebore word uit die mensdom uit. En daai persoon wat gebore gaan word uit daardie persoon uit wat kom, sal die Christus eendag sy verskyning maak. En wat aangrypend is, die een wat baie daaroor te sê het, was nogal in die besonder Paulus, want Paulus sê in Galasiërs vir ons, maar daardie saad is 'n enkelvoud. Wat beteken is een persoon, nie sade. Dis nie mense, maar is een baie spesifieke persoon wat uit die saad van die vrou uit sal kom. Ons weet wie dit is. Dis die Messias kind, die Christus eendag. Nogal nie uit die saad van die man nie, maar van die vrou, want die Heilige Gees het vir Maria die maagd oorskadu en toe is Jesus gebore. So die sketse wat ek en jy het, ons het hierdie twee sketse van die koning en van die een wat lei, en hulle kon niks verstaan nie. Selfs toe Jesus uit die dood uit opstaan, en hy praat met die twee Emmausgangers langs die pad, toe weet hulle nog steeds nie wat aangaan nie. Want hy sê vir hulle, hy lê van die skrif uit, hy sê, o onverstandiges, in Lukas 24, het 'n paar hoofstukke verder. Hy sê, met harte wat traag is, dis die probleem, traag is, ons doen nie moeite nie, harte wat traag is, ons sit nie die werk in nie, om te glo alles wat die profete gespreek het. Dit vat tyd om na die skrifte te gaan en te ondersoek, maar wat het die profete gesê? Jesus sê, moes die Christus, die Messias, nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Hy sê, maar staan dit dan nie in die skrifte nie? Julle het dan die skrifte, maar is so weggesteek in die skrifte. En hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. So, daar was nie 'n Nuwe Testament nie. So Jesus begin van Moses af. En hy begin die 5 boeke, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. En hy begin daar, dan begin hy vir hulle die skrifte uitlê. Alles wat op hom betrekking het. Dat hulle oë moes al hoe groter geword het, en hulle hart het begin brand. Want die Bybel sê, hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Het dit nie binnekant gebrand in ons, hoe meer ons die skrifte begin verstaan, steek het ons hele hart aan die brand, hier binnekant in ons, hier brand dit. Nou lees ons, Jesus sê, na die twee Emmausgangers kom hy by sy disippels sê aan, en hulle probeer verstaan, maar hoe is al die dinge moontlik? Ons het gedog, u gaan 'n koning wees, en u is gekruisig, maar nou is u weer lewend, en u het uit die doodheid opgestaan, en hier staan u nou hier voor ons, en dis nou die eerste aand van sy opstanding, uit die oggend uit die graf uit opgestaan, hier is hulle almal by mekaar, sy disippels, en Jesus hier voor hulle,
En die Bybel sê, en hy sê vir hulle, dis die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was. Ek het dan met julle daaroor gepraat. Hy sê dat alles wat oor my geskryf is in die wet van Moses en die profete, dit moes vervul word, kerels. Toe, nou gebeur 'n wonderlike ding. Daar staan dit so in jou Bybel, in Lukas 24. Toe open hy hulle verstand, boom, om die skrifte te verstaan. Dit was 'n godswonderwerk. Deur 'n goddelike wonderwerk, toe maak hulle verstand oop. En as hulle nou na die Ou Testament toe gaan, vind hulle die Christus oral. En hulle dink, maar hoe het ons dit nooit geweet nie? Hy open hulle verstand om die skrifte te verstaan. So soms moet die Here ook maar by my en jou kom, en hy moet ons verstand open, dat ons tog net kan verstaan wat in die woord staan. Soos geskryf is, die Christus moes ly, op die 3de dag uit die dode opstaan, bekering en vergewing in sy naam verkondig word. So die vraag wat 'n mens natuurlik mos nou het, is waarmee jy worstel is, so watter skrifte sou Jesus dan mee praat? Wel, hy moet tog sekerlik begin het by die moederbelofte, en hulle teruggevat het. So, ek het eintlik 'n boek daaroor geskryf eendag, want ek het gaan sit, en toe sê ek vir myself, en ek het seker met julle deel, ek dink van julle weet dit, maar die meeste miskien nou nie. Ek het eendag met hierdie woorde gesit in Lukas 24, toe sê ek, as ek die aand in daai bovertrek was, en ek was een van die 12, en ek het daar gesit, en hier sit Jesus springlewendig voor my, en hy eet heuningkoek, en hy eet vis, en hy was dood, ek het gesien hy's gekruisig, ek was by die leë graf, en hier sit hy springlewendig, hy mekeer niks nie. Nou wat nou? Hoe geskok sou ek nie wees nie. Toe dink ek met myself, as ek nou daar gesit het en ek luister na hom en hy open my verstand om die skrifte te verstaan, watter skrifte sou Jesus gebruik? Want hy het net 'n Ou Testament om mee te werk. Daar was nie 'n Nuwe Testament. So wat sou hy doen? Wel, hy kon hulle neem na Genesis 3 vers 15 oor die saad van die vrou, waarvan Paulus ons nou later skryf Galasiërs 4 en sê dis enkel fout, sodat dit gedui op Christus. Hy kon hulle vat na Genesis 3 vers 15 en sê, ek het die kop van die slang verbrysel, ek het Satan oorwin, want Paulus sê hy het hom in die openbaar tentoongestel en oor hom getriomfeer. Die duiwel wou my doodmaak, want die Bybel sê, Satan het dit in die hart van Judas Iskariot gegee, om hom te verraai, dat hy hom kan doodmaak. Die duiwel het nie geweet, hy gaan uit die doodheid opstaan nie. Hy dink as ek hom net kan doodkry. Nooit het hy geweet, dit was God se plan. Die duiwel het nie die Bybel geken nie. Sy verstand was ook versleier. Hy kon dit ook nie sien, wat hy gesien het, so hy alles gedoen het om te keer, dat die Christus nie gekruisig word nie. Maar hy was tog te bly, maar hy het nie die Bybel verstaan, hy was vir hom versleier. Ook sou hy met hulle praat en sê, maar hy kom ons deur die geslag van Abraham, Isak en Jakob, aan die Nuwe Testament vertel, hy kom uit die geslag van Abraham, Isak en Jakob, en Dawid kom ook uit daai geslag uit, en hy kon vir hulle gesê het, want julle weet dat hy kom uit die stam van Juda uit, en dat die scepter sou uit Juda nie wyk nie, Genesis 19. In Exodus kan hy vir hulle sê, maar toe ek aan die kruis gehang het as die lam van God, het hulle my bene gebreek. Ja, Here, hulle het na u toe gekom om die bene te breek, en toe breek hulle eers die een aan die linkerkant van die kruis, toe gaan hulle aan die regterkant van die ander kruis, hulle breek sy bene, en toe hulle by u kom om die bene te breek, toe is hy dood. Want onthou, die breek van die been, beteken dat as jy die bene kan breek by die knie, die persoon wat ons nou gekruisig het met sy voete druk om asem te haal, want hy is ons nou gespyker aan die kruis, en as hy ons nou afsak, dan versmoor hy. So wat moet jy die hele tyd doen? Jy moet ons ten spyte van die spykers deur jou voete, moet jy ons in daai wonde druk en jou oplig, sodat jy kan asemhaal, want as jy dit nie doen, gaan jy ons nou versmoor. So, wat hulle doen is, as hulle besluit, maar hy is nou lang genoeg in die kruis, ons gaan nie wag hier tot môre toe nie, ons gaan nie langer hier rondhang nie, dan die soldate breek net jou knie, maar die man waar is, hulle slaan sy knie, oomblik as hy die knie breek, dan sak jy, en as jy sak, jy nie meer opdruk nie, en jy versmoor net daar, en jy kan nie asemhaal en jy sterf. So die Bybel sê, hulle die een soldaat se bene geslaan, maak hom dood, ander ene, en toe hulle by Jesus kom, hulle wil hom slaan, maar hy is dan klaar dood, hulle verwonder hulle sê, maar hy is reeds dood, en hy sê, geef my spies, maak seker hy is dood,
en hy stamp die spies in Jesus se sy, en dan kom bloed, die laaste bloed en water, vloei uit sy liggaam uit. En daar is hy dood aan die kruis. Hulle het dit gesien en weet daarvan, en die vrouens, so hulle weet presies wat het gebeur. Maar Jesus sê vir hulle, kyk hier is ek, daar's nie een been in my wat gebreek is nie. En dit was deel van die profesie. God se lam kan jy nie breek nie. En Moses het gesê, God sal 'n profeet soos ek stuur in Deuteronomium 18, en hier is ek. Ek het vir julle die woorde van God gebring. Moses het gesê, God sal eendag iemand soos ek, wat God van aangesig tot aangesig gesien het, daar in die woestyn vir 40 jaar lank. Hy sê, so was ek met God die hele tyd, en wat het nou gebeur? Die Here sal eendag iemand so stuur, en dat Jesus kon daai tekste gebruik het. Maar dat die nasies beplan om hom dood te maak, dit staan in, Jesus kon hulle vat na Psalm 2 toe, wat sê, die nasies beplan, die heidene, hulle moet hierdie gesalfde van God doodmaak. Want die Romeine het dit ook beplan, Israel het dit ook beplan, maar daar staan ook in Psalm 8, uit die mond van kinders en suiglinge sal daar lof kom. Onthou julle, sê hy vir sy disippels 'n paar dae van tevore, voel soos 'n ewigheid, maar 'n paar dae gelede, toe ek hier oor die berg gekom het, hoe het die kinders gesing en geskree, Hosanna vir die seun van Dawid, toe wou die oorpriester sê, ek moet hulle stil maak en ek het nie. En hy wys vir hulle, dis mos oor my gesing. Hy sê, en daar staan ook, jy sal my siel in die doderyk nie oorgee nie, in Psalm 16, kyk, hier sit ek is nie die doderyk nie, kerels, die ander is dood, hier is ek is nie dood nie. En julle sal onthou dat Psalm 22 sê, mense gaan spot, en met die hoof skud, hulle het dit gedoen by die voet van die kruis. Hulle sal my hande, Psalm 22, my hande, my voete deurgrawe, vir die martelaar wat hang. Kyk hierso, hier is die merke, kom Thomas, die vol week later, kom druk jou hand 8 dae daarna, toe sê vir Thomas, kom jy was mos nou nie hier, toe ek moet gepak, kom druk jou vingers hier in die wonde. En daar staan in Psalm 34, hy bewaar al sy bene, kan nie gebreek word nie, en ook Psalm 32, hulle verdeel my klere, het die soldate, het julle dan nie gesien, hoe die soldate, hulle dollosse gegooi, en hulle dobbelstene gegooi, en ontslaag geraak, en my klere van my gevat nie? Hy sê, alles is aan my vervul. En staan daar dan nie in die woord van die Here in Psalm 41, een wat saam met my brood eet, 'n vertroueling en 'n vriend van my, het my verraai. Een wat my vriend is, sal my in die hakskeen kom byt. Een wat my brood eet, kom steek my in die hakskeen. Judas het my gaan verraai, dat hulle daai spykers deur my slaan. Psalm 69, ek het vreemd vir my broers geword, my eie familie het my verwerp. Nie een van my eie familie het in my geglo nie. Natuurlik, ons weet het verander, toe Jesus uit die dood uit opstaan. Die ywer vir u huis het my verteer. Toe ek daai 2 keer die duiwehokke omgegooi het in die tafels, julle was mos daar. Want dit is die huis van my vader. Mense weet om hulle te gedra in die huis van my vader. Die ywer vir die huis het my verteer. So Jesus kon al hierdie tekste, Psalm 69, hulle het vir my dors, vir my asyn gegee om te drink. Toe hy sê ek het dors aan die kruis, toe steek hulle mos daai hyssop stingel wat hulle na asyn gedoop het in bitter mirre en sê daar, drink as jy dors is. Die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Ek is verwerp. Psalm 118 sê die Christus, die steen sal verwerp word. Ek is gekruisig want ek was verwerp. Samuel sê in 2 Samuel 7, die een wat kom in die profesie, en Nathan, hy sê dit sal deur Dawid wees, want Jesus kom uit die geslag van Dawid. En Jesaja 7 sê vers 14, die maagd sal swanger word. 'n Maagd, en hulle sal hom Immanuel noem. Die engel sê vir Maria, jy gaan swanger word en jy moet hom Immanuel noem, God met ons. En Jesus vat hulle na Jesaja 7 toe. En die Gees in Jesaja 35, blindes sien en dowes hoor. En hy sê, kerels, het ek hier vir 3,5 jaar blindes laat sien, dowes laat hoor. En Jesus diep al hierdie skrifte, haal hy vir hulle so uit. Een vir een bring hy die skrifte vir hulle uit. Die lammes wat gaan hardloop, mense wat verlam is, gaan opspring en hardloop. En daar's 'n lig vir die heidene, maar daar's ook 'n Psalm, daar's ook in Jesaja 50 gesê, ek gee my rug vir die wat staan. Julle het gesien hoe stikkend geslaan is ek deur hy Romeinse soldate daar in die kamp.
verag en verwerp. Jesaja 53, gesig wegdraai en mense vlug en los my. Krankhede het ek op my geneem, hoe ek geslaan was, ter wille van oortredinge deurboor. Die ongeregtigheid van die mense tot op my neergekom, soos 'n lam wat gelei is ter slagting. En dan Jesaja 53 eindig en sê, wel, want wanneer hy dood is, gaan hy sy graf gee by 'n ryke. Guess what? Josef van Arimatea en sy vriend Nikodemus praat saam. En hulle bring alweer van omtrent 100 pond gewig in speserye met doeke. En hulle vra, kan ons Jesus se liggaam kry by Pilatus? Hy sê, vat. Sy al dood? Ja, vat. En hulle vat die liggaam en hulle sit al die speserye en mirre en alweer, draai dit alles toe in doeke. En Josef, die skatryk man, hy sê, hierdie man, hy gaan in my nuwe graf lê, waar nog nooit ooit een mens begrawe was. En hy sê vir Nikodemus, kom, en die vroue stap saam, hulle help almal dra, want dit is baie swaar, 'n dooie gewig van 'n man wat dood is, met al hierdie 100 pond gewig, hulle dra alles mooi toe, bring hom, en hulle lê hom in Josef se graf, so staan dit geskrywe. Hy was 'n arme man, maar die dag van sy dood, word hy in 'n ryke se graf begrawe. En die feit dat daar staan, hy gaan vir ons sondes ly. Jesus kon dit vir hulle wys as die Messias. Ek het eers as die lydende gekom om te ly en ek sou uit die dood uit opstaan, want dit staan ook so dat hy kom om te herstel. En natuurlik dat die gesalfde sal uitgeroei word, want Daniël het dit ook gesê. En die feit, Jesus kon vir hulle sê, kerels, wat verstaan julle van Hosea 11 vers 1? Daar staan, uit Egipte sal ek my seun roep. En Matteus 2 sê, dit is 'n vervulling. Want die engel sê vir Josef, vat gou vir Maria en die kindjie, vlug gou Egipte toe. Herodes gaan al die kindjies doodmaak, vlug. En in die nag gryp hy sy vrou en die kindjie en hy pak jou eseltjie en daar trek hulle. En hulle gaan daar in 'n suidelike rigting, en deur die grens van Egipte en daar in Egipte. En die Bybel sê, uit Egipte sal ek my seun roep. Die engel sê, almal wat die kind gesoen het dood te maak, hulle is almal dood. Is veilig. Gaan terug na Israel toe. En ek bedoel, Josef kom, maar hy daar by Bethlehem weer verbytrek, toe hy so bang. Hy dink, nee, net toe gebeur iets verskrikliks. En hy sê vir sy vrou, ons trek al die pad, ons gaan Nasaret toe. Ek wil nie eens hier naby Jerusalem en Bethlehem bly nie. En Josef gaan net voort en hy trek op met sy ou familietjie en met sy gesinnetjie en tot daar bo in Nasaret. En daar maak hulle tuis. Hy sê, kom ons bly hier. So hy begin sy houtwerk, skrynwerkerswinkel. Maar jy weet, toe Jesus laat in die Ou Testament kom, miskien daar by Sagaria, toe sê hy, kerels, het julle dan nie gelees in Sagaria 9 vers 9, die koning ry op 'n donkie. Ek het mos op 'n esel afgekom, nie op 'n wit perd op 'n hings nie. Ek het nie op 'n swart perd teen die berg afgekom nie. Ek het op 'n donkie gery. Dis die vervulling van die skrifte. En daar staan nogal in Sagaria 11 vers 13, en vir 30 silwerstukke het Judas my dan nie verraai vir 30 silwerstukke en het gaan gooi daar by die priesters neer nie. En so kon Jesus een teks na die ander uit die Ou Testament uithaal. Daar staan in Sagaria 12, hulle sal sien in wie hulle gesteek het, want toe die hoof van hom steek, toe sê hy, wow, hy's waarlik die seun van God. Roep hy uit. Ja, die Bybel sê hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Sagaria 12. En ook, waar was julle? Petrus? Jakobus? Hulle het almal gehol, né? Want die Bybel sê, hy sal die herder slaan vir Jesus. En al die skape sal verstrooi word. Julle het my almal gelos, daai nag. En julle het almal weggehardloop. Die hele lot van julle. En dan sal hy by die laaste boek kom in die Ou Testament, by Maleagi, en vir hulle sê, vriende, dit staan mos so, in Maleagi 3 vers 1, dat die Here kom na sy tempel toe. Ek was mos daar. Toe ek 12 jaar oud was, het ek daar gesit en geredekavel met die priesters, en toe ek 'n babietjie was, het my moeder my daar gehad. Julle sal mos nou weet,
van wat daar gebeur het en hoe ek elke jaar na die tempel toe opgetrek het. Julle was mos saam met my elke jaar daar by die tempel. En jy sien, dit moes seker 'n geweldige ding gewees het toe Jesus nou al hierdie skrifte uitpak voor hulle. Jy kan mos nou net dink, is like, hoe het ons dit gemis? Ons het dit nooit verstaan nie. Het staan alles hier in die Bybel. Nou wil ek vir jou sê, vriende, jy het in jou besit 'n Bybel. Maar ek wil vir jou iets oor hierdie Bybel sê. Hierdie Bybel wat ek en jy oor besit, dis die Ou Testament. Hier begin Matteus. Hierdie gedeelte van my Bybel het Jesus gebruik, hierdie gedeelte, om vir hulle te wys van Genesis tot Maleagi, al die profesieë oor die Christus, die Seun van God, wat eendag na hierdie wêreld toe kom, om vir ons sy lewe aan 'n kruis te gee. Dit is daar. Ja, daar's ook baie profesie wat oor die koning praat, maar nou gaan dit nie oor die koning nie. Ek praat met julle oor die lydende, want hy is die koning en hy is die lydende. So, wat die lydende betref, het ek mos nou vir jou gewys, al die tekste wat hy kon gebruik het. Christus Jesus in profesie. Maar ook, dat hy 'n koning is, dis alles daar. Ek het nou nie daai pad met jou gegaan nie, maar die tekste is ook daar, dat hy eendag 'n koning sal wees. Dis nou alles daar. So hy het dit nou met hulle bespreek. Maar, toe skryf hulle Matteus, Markus, Lukas, Johannes. So daai eerste 4 boeke wat ek en jy in ons Bybel toe nou het, hier is hulle. Dis die eerste 4 in die Nuwe Testament. So hierdie 4 boeke wat ek en jy het, openbaar toe vir ons op 'n baie wonderlike manier wie Jesus is. Want in die Ou Testament hoor ek net van die Christus en die naam Jesus verskyn nie, so dat sy naam sal Jesus wees nie. Sy Immanuel wees en Christus en gesalfde. Nou het ek sy naam. Maar wanneer ek nou my Bybel oopmaak by Matteus, Markus, Lukas, Johannes, lees ek en sien ek Jesus homself. In ander woorde, Christus geopenbaar. In die Ou Testament was dit geprofeteer. So van Genesis tot Maleagi is profesie. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, hier is hy. So as ek wil weet waar is hy, hier is dit. Gaan lees dit. Maar toe stop die Bybel nie daar nie. Toe kry ons 'n boek na Christus, wat die Bybel noem met Handelinge. En die boek Handelinge is mos Handelinge. As ek nou 'n klomp goeders hierso doen, wat kan ons sê? Ek is besig met allerhande handelinge, ek doen 'n klomp dinge, ek doen dit en ek skryf dit en ek is oral, ek is hier. Handelinge, ek handel oral en ek hou my lekker besig. Wel, jou eerste boek na Jesus is die Handelinge van die apostels. Wat het hulle alles toe gedoen nadat Jesus hemel toe is? So ons het die profesie, ons het die Christus wat gekom het, en nou het ons die boek Handelinge, en dit vertel ons wat het al die apostels doen, en nogal Paulus, die laatgebore een, wat laat aangekom het, en wat hy alles gedoen het. Hy sê, ek is die ontydig gebore apostel. So die hele boek Handelinge, kan ons sien wat al die apostels doen, tot ons kom, Handelinge 28, die einde van die lewe van Paulus. Maar ons Bybel stop toe die daar nie. Want as jy hom verder oopmaak, dan kry jy van Romeine tot by 'n boek met die naam van Judas. Dis die tweede laaste boek in jou Bybel. Het jy klomp briewe. Ons noem dit 6 briewe. Dis briewe wat geskryf is, en daai briewe is oralste gestuur. En is geskrywe deur Petrus en Jakobus en Paulus en Judas. En dan is hy een ou wie se naam ons sê het nie, ons wonder wie hy is, en ek dink daar's 'n baie goeie rede ons nie sy naam het nie, en dis die een wat die boek Hebreërs geskryf het, daai sendbrief. Ons weet toe nie wie hy is nie. Ek het al baie jare navorsing gedoen, en ek kan vir jou nou sê, na 42, 43 jaar se soek, het ek nog steeds nie die antwoord nie, en ek dink daar's 'n baie goeie rede, dat ons nie daai antwoord het. Die ander is ek mee tevrede, en ek het toe agterna ontdek, dis eintlik maar goed, dat ek nie weet wie daai boek geskryf, vir 'n baie, baie spesifieke rede. So, van Romeine tot Judas, word Jesus en sy kerk verduidelik. Dis dogma, dis leerstelling.
Dis die Nuwe Testamentiese leer. Nou kan ek leer, wie is die kerk en wat is die kerk en hoekom het alles so gebeur en wat is dit en al die antwoorde is daar. So as jy tyd spandeer en jy lees tussen Romeine en Juda, dan leer jy al hierdie dinge wat God wil hê ek en jy moet weet. En dit help my om die Ou Testament beter te verstaan en die evangelies en Handelinge om dit in 'n baie goeie lig te sien. En toe eindig my Bybel nie daar nie, daar kom toe nog een boek by. En wat is dit? Openbaring. En hoekom is daar 'n boek Openbaring? Dit is geskryf deur die langslewende apostel, die laaste in Johannes, is deur hom geskrywe. En die boek Openbaring het te doen met Jesus kom weer terug. Die hele tema van die laaste boek is ek kom weer. En jy moet gereed wees. Halleluja! So ek dink jy moet begin om die Bybel te lees. En as jy nou jou Bybel gaan lees en jy kan onthou wat ek vir jou gesê het, dan gaan dit jou baie help. Dan verstaan jy waar is jy? En waarmee is jy besig? Nou sit jy net sommer net 'n boek nie. Dit is eintlik 'n baie wonderlike ding. En soos dat ek nou tyd spandeer het, toe sien ek wel, as dit die geval is, wil ek ook nou net sê, as jy dit nou nie weet nie, Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker, het na ten minste in die aanhalings van wat hy gesê het, tydjie het hy die profeet se naam genoem, ander keer het hy net aangehaal uit die Ou Testament. As jy net wonder, Jesus het na ten minste in sy bediening na 20 Ou Testamentiese karakters verwys. Het jy gehoor wat ek sê? Hy het na 20 verwys. En hy het uit 19 verskillende Ou Testamentiese boeke aangehaal. 19 en 19 is nou weer hoeveel? 38. En dis mos een kort van 39, right? Nee, want daar's 39 boeke in die Ou Testament. So Jesus, kan ek sê, het uit 49% van al die Ou Testamentiese boeke het hy ook aangehaal. Dit gee legitimiteit aan die Ou Testament. So, hy het uit Jona uitgehaal, so daar was 'n man Jona en 'n vis het hom ingesluk. Anders dit praat Jesus nie die waarheid nie, hy het daarvan gepraat. Hy het gepraat van Daniël, so Daniël staan, Jona staan. Hy het gepraat oor baie ander profete. Hy het gepraat oor Moses, dan staan die eerste 5 boeke. Jy sien, hy kon altyd gesê het, daar staan geskrywe. Kan jy dit sê? Jy kan dit net sê, as jy hierdie woord in jou hart begin kry. So, daai woorde, hulle het nie verstaan. Onthou toe ek begin het, wat het ek nou vir jou gesê, waaroor wil ek met jou praat vandag? Hulle het nie verstaan nie. Goddank, ek en jy het 'n Nuwe Testament, anders het ons ook nie verstaan nie. Stem jy saam? Dank die Here vir die Nuwe Testament. Mooi, wie lees hom? Net die helfte van julle steek hand op. Lees ons almal die Nuwe Testament, asseblief. So, die Nuwe Testament wys my die vervulling van alles wat gesê is in die Ou Testament. Veral dinge wat Christus Jesus raak, en ook die uitstaande dinge, want Openbaring sê, as baie dinge wat nog moet kom, maar dis die storie, dis wat nog moet kom. So vriende, hier's waar ek is. Loof die Here vir sy woord. Loof die Here vir sy seun, Christus Jesus, die Messias, wat die lydende was, maar binnekort die komende koning sal wees. That's for sure. Ek hoor Here, ek verstaan Here, en ek glo Here. Kan jy dit sê? Jy moet nou nie soos die disippels wees wat sê, maar ons verstaan nie, ons is bang om hom te vra. Here, ek hoor wat U sê. Here, ek lees wat U sê.
Here, ek verstaan wat U sê. Here, ek glo wat U geskrywe staan. So ek kan nie onskuld pleit, soos die disippels daai aand van die opstanding wat nie verstaan het nie. Ek en jy weet baie meer as hulle. Hulle het net 'n Ou Testament gehad. Ek en jy het 'n ou en ons het nogal die verduideliking en die uitleg van die profeseë. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die heerlike, goddelike, kosbare woord vanmôre. Here, dit was so nodig vir my siel om net weer te hoor. Om net weer tot stilstand te kom. Here, en ek moet bely vandag, daar is dinge in die Bybel wat ek nog nie heeltemal verstaan nie. En ek moet erken, daar's dinge in die Bybel wat ek nie eens van weet nie. Maar Vader, wat ek nie kan doen nie, ek kan nie vandag onskuld pleit met betrekking tot Jesus. Die waarheid is openbloot vir almal om te lees, dat hy die lam van God is, die seun van God, wat na hierdie wêreld gekom het, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie Here Jesus, dat U na hierdie wêreld toe gekom het. En dankie dat U nie onbetuig gelaat het, U het vir ons hierdie Bybel gegee, om ons geloof te versterk, om ons geloof te verdiep, ons te veranker in U woord. Here, hoe sal ek glo as ek nie hoor nie? Hoe sal ek hoor as iemand nie die evangelie preek nie? Die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Dankie vir die geloof wat vanmôre in ons harte opspring, as ons na hierdie woord kyk wat vervul is, om te sê, kom Here Jesus, Maranatha. Here, vanmôre wil ek sê, ek hoor, ek verstaan, en ek glo, Vader, in die kosbare naam van Jesus Christus. En al die kinders van die Here sê, Amen.